Hartlike goeiemôre, dit is Woensdagoggend, die 2 April 2025, nee, wat se dag is hierdie? Dis alweer petroldag, nee, maak seker jy kry jou petrol, my boetie en sussie, ons kan nie met fumes deur hierdie lewe gaan nie, ons het nodig om gevul te word. En hoe kry jy jou petrol? Jy is raak ingeskakel by 'n cell meeting, by 'n bidtuur, those who pray together, stay together, halleluja. Vandag gaan ek en jy bietjie gesels oor louwarm. Nou ja, daar is 'n paar dinge in die lewe wat 'n ou kan gebruik wat louwarm is. Dink aan 'n stukkie pizza. Daai ding moenie kokend wees nie. Hy moenie warm wees nie, want dan daai kaas raak jou lip, hy brand vir jou. So 'n pizza kan 'n ou nog eet in louwarm. 'n Lekker swembad, nee, louwarm water. Dit is nou Sonja Skittakop, sy hou van 'n warm swembad. Daai louwarm, hy moenie te warm wees nie, want dan is dit uitputtend. Goed, maar moet ook nie koud wees nie, want dan geniet jy nie jouself nie. So daar is goedes in die lewe wat 'n ou louwarm wil hê. Maar dan is daar die gedeelte wat louwarm glad nie werk nie. En dit is by die kind van die Here. Dis 'n Christen, moenie louwarm wees nie. Want waar staan jy? Wydsbeen. In watter wêreld is jy? Wil jy Here dien? Wil jy die wêreld dien? Ag, ek is 'n kind van die Here, maar moet nou nie so 'n Bybel junkie wees nie, man. Kry bietjie, relax bietjie. Ek dink aan 'n geval waar ek gesê het is, ons kan nie elke Sondag wil kerk toe gaan nie. Come on, man, weet, relax so bietjie. Nee, is jy 'n louwarm Christen, of is jy warm vir Jesus Christus, of is jy koud? So die woord sê dit vir ons. Kom ons gaan kyk wat sê die woord vir ons in Openbaring 3 vanaf verse 15. Hy sê, ek ken jou werke, dat jy nie koud is nie en ook nie warm nie, was jy maar tog koud of warm. Maar nou omdat jy lou is en nie koud of warm is nie, sal ek jou uit my mond spieg. Wat 'n hartseer storie sal dit wees, die dag as die Here vir jou gaan sê, sorry, jy was nie koud nie, jy was ook nie warm nie, jy was so 'n bietjie louerig geweest, en hy spoeg jou uit sy mond uit. Wat maak jy met jou kinders as hulle spoeg? Hy kan ons so backhand, nee. Jy klap jou tande uit jou mond uit, wie het jou geleer spoeg? Is jy 'n slang? So, dit wat die Here gaan doen. Hy gaan ons uit sy mond uit spieg, omdat ons nie warm is nie en ons is nie koud nie. 'n Ander gedeelte wat ek graag met julle wil deel, is hierso in Galasiërs 6 vers 7. Hy sê vir ons, moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. My boetie en sussie, ons kan nie voorgee dat ek en jy 'n kind van die Here is en ons is eintlik louwarm nie. Ek en jy kan nie vir God lieg nie. Die Here deursoek ons hart, hy deursoek ons niere. Hy weet wanneer ek en jy warm is of wanneer ons lou is. Ons dien 'n jaloerse God. Amen. Ek wil jou vandag bemoedig, luister na hierdie woorde. As jy weet dat hierdie boodskap vandag vir jou iets beteken het, om te sê, weet jy wat, eintlik is ek maar so 'n bietjie lou, dan wil ek vir jou sê, draai daai stoofplaat aan, maak dit warm. En hoe gaan jy dit warm kry? Is om meer tyd te spandeer met die Here Jesus Christus. Maak tyd vir Abba Vader. Hou op om lou te wil wees, want die Here is op pad. Hy's in die wolke. Ons kyk na die tekens om ons. Wat gaan ons dan vir die Here sê? Here, maar ek is 'n Christen. Ek dien U op my manier. Nee, daar's een manier, dis God se manier. God se wil. Kom ons doen God se wil. Amen. Kom ons bid saam. Halleluja, Abba Vader, Here, baie dankie weer eens vir U woord, vir hierdie boodskap wat uitgaan, Here. Ja, Abba, U praat met elke een van ons, kind van die Here, wat al jare terug ons hart en lewe vir Jesus gegee het, en ons het al bietjie afgekoel. Ons is nou so bietjie van 'n lou Christen, maar ek dien ten minste nog die Here. Ek is 'n goeie mens. Dis nie goeie mense wat die dag die hemel gaan beerwe nie, maar dit is hy wat die wil van God doen. En Here, help ons, laat ons nie lou sal wees nie, maar ons sal warm wees vir U en U koninkryk. Ons eer U daarvoor in die mooi naam van Jesus Christus, die koning van die koning, die Here bo elke ene. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, kom ons staan op vir Jesus Christus. Kom ons staan op vir die waarheid. Julle moet 'n geseënde Woensdag hê. God bless.